Halleluja. Mense, dit is so lekker om Vader te vereer en te verheerlik. Halleluja. En net so terloops, wat doen jy om Vader te verheerlik? Hoe doen jy dit? Deur jou hande, deur jou voete, deur jou mond, deur jou hart, deur jou gedagtes. So met ander woorde, jou mond bely jy wie Yeshua is, jy bely die lewende God, met jou mond bring jy lof en eer en aanbidding aan Yahweh ons Elohim. Maar jou mond kan ook vir jou ondergang in jou lewe inbring. En die mond is 'n baie gevaarlike toerusting, laat ek dit so stel. Die mond is baie gevaarlik en soveel keer, kan ek gou sien, het jy al ooit iets gesê in jou lewe en jy het berou gehad daarvan. Halleluja. En jy moes teruggaan en goed gaan regmaak. Halleluja. Dis ongelukkig so. So met ons mond kan eerder vir ons 'n ondergang bewerkstellig of dit kan vir ons 'n seën gee. So en die ondergang en ons seën het 'n direkte koneksie met die woorde wat ons spreek. 'n Direkte koneksie, mense. So dit is baie belangrik om vandag te gaan kyk na hierdie boodskap, want dit is maklik om in 'n gewoonte te raak. Dit is maklik om 'n gewoonte te vorm met jou gesprek en met woorde. Dis baie maklik. Ek hoor hoe praat mense, ek luister na gesprekke, ek hoor hoe praat mense, dan besef ek maar die gesprek gaan in 'n verkeerde rigting. So dis maklik om in 'n gewoonte in te beweeg met betrekking tot jou gesprek en met betrekking tot woorde. Mense besef nie eers meer wat hulle sê nie. Ek kom dit agter, mense besef nie eers meer wat hulle sê nie. En hoe hulle praat nie, want dit maak deel van hulle daaglikse gesprek. Vorm deel van hulle daaglikse gesprek. En baie keer, daar's mense wat nie eens agterkom hoeveel keer hulle vloek nie. Hulle kom nie eens agter nie. Hulle praat een sin en in een sin is daar 5, 6, 7 vloekwoorde. Dink ek regtig? Regtig, mense besef nie eers meer. En ons moet vandag besef dat daar is baie meer wat gebeur in die geestesriem wanneer ons praat as wat ons regtig besef. So ons as mens leef vandag die resultaat van ons woorde. Kan ek dit weer vir jou gee? Ons leef vandag die resultaat van ons woorde. Ons leef vandag volgens die vrug van wat ons sê. Dis 'n uitgemaakte saak. Ons leef vandag die resultaat van wat ons sê en volgens die vrug van ons woorde, dis wat ons uitleef. So my vraag aan jou is, moet ons as mens ons woorde begin verander? Maar hier's my vraag, waar begin ek om my woorde te verander? Wie het dit gesê? Kyk, daar's 2 mense wat gesê het in die hart, jy's heeltemal reg. Ek begin nie om my woorde te verander om net anders te praat nie. Daar's iets anderste wat moet verander vir my woorde om te begin verander. So dit begin by die hart en dit begin by die gedagtes. Hierdie 2 is gekoppel aan mekaar. Nou, want luister wat sê die woord. Ek vat jou na die Bybel toe, na die woord toe, Matteus hoofstuk 12 vers 24. Luister wat sê die woord. Matteus 12 vers 34. Jy gaan dit merk in jou Bybel. Jy kan dit gaan lees. Matteus 12 vers 34. Hy sê hierso ander geslag. So Yeshua praat en hy praat van die Fariseërs en die Sadduseërs en hy praat van die godsdienstleiers van daardie tyd en hy noem hulle ander geslag. Ek wonder wat sal gebeur as ek dit vir mense sê. Ek wonder wat sal gebeur as ek op sosiale media gaan en ek praat met mense, jy's 'n ander geslag. Ek wonder wat sal gebeur. Mense sal my blok, hulle sal my unfriend, hulle sal wegbeweeg. Maar dis wat Yeshua gesê het. Hoekom? Want Yeshua ken die hart van die mens. Hy ken die hart van die mens. Hy sê, Matteus 12:34, hy sê, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. So hier kom die probleem. So ons wil altyd let op ons woorde en ons bid baie keer, Vader sit te wag voor ons mond,
maar die mond is nie altyd die probleem nie, dit gaan dieper en is die hart. Lukas hoofstuk 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Vanuit wat? Vanuit die oorvloed van die hart spreek sy mond. So voordat ons woorde wat ons spreek kan verander, moet ons heel eerste ons hart en ons gedagtes verander. Dis die beginpunt, mense. Dis die beginpunt. Voordat ons enigiets anders te doen, want die woord verklaar dat hy sê dat die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. So hoe ons optree, en jy kan dit baie duidelik sien wat in die hart van mense is in terme van hulle gesprek, terme van hoe hulle praat. Luister na die gesprekke, hoor wat sê mense, dan kom jy agter, hoe lyk daai persoon se hart? Dis 'n uitgemaakte saak, dis 'n given. Jy kan dit nie wegsteek nie. En die woord sê, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. So wat jy sê en hoe jy praat is 'n direkte refleksie van wie jy werklik is. Wat jy werklik dink, wat jy voel, en wat vir jou van waarde is in die binnekant van die mens. Ek wil dit weer vir jou gee, wat jy sê en hoe jy praat is 'n direkte refleksie van wat jy werklik dink, wat jy voel en wat vir jou van waarde is in die binnekant van die mens. So jou woorde is 'n uitvloeisel. Jou woorde is 'n uitvloeisel van jou innerlike karakter en dit openbaar jou ware self wanneer jy praat en reageer. Dis hoekom baie keer en ons glo altyd dat ons moet op die regte wyse moet ons funksioneer en is great, dis reg. Maar hoe ons praat en hoe ons reageer, praat van en dit reflekteer van wat in die binnekant aangaan. So die oomblik wanneer jy jou wip, die oomblik wanneer jy 'n slegte gesindheid het en daar is 'n liggaamshouding, dan weet jy daar is 'n probleem iewers. Die oomblik wanneer daar slegte woorde gepraat word, dan weet jy daar is 'n probleem iewers. Nou luister wat sê die woord. Ek vat jou weer terug na Lukas 6 vers 45. Die woord sê, want uit die oorvloed, uit wat? Uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So wat beteken oorvloed? Wat beteken dit? Oorvloed, met ander woorde, dis vol. Dis eintlik 'n overflow, dis 'n abundance. En ons soek altyd 'n abundance van God se seëninge. En baie keer kry ons 'n abundance van ondergang. Ons kry 'n abundance van aanvalle op ons lewe. Ons kry 'n abundance van slegte dinge wat met ons gebeur. So ons verwag altyd 'n abundance, 'n oorvloed, 'n overflow van God se seëninge op ons lewe. Maar ons ervaar dit nie altyd. Kan ek gou die hande sien? Wie is gelukkig met hulle lewe waar hulle vandag is? Geestelik, finansiëel, met jou verhouding? Wie's gelukkig? Ons 'n paar hande. Ons 'n paar hande. So daar's 'n hele klomp wat nie gelukkig is. So waar lê die probleem? Lê die probleem by die lewende God? Of lê die probleem hier? Want die woord sê, hy sê uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So 'n abundance, 'n overflow sal nou natuurlik uit jou hart uitkom en dit sal uit jou mond uitkom. Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy kan dit ongelukkig nie wegsteek nie. Ek wil gou iets vir jou wys. Nou kyk gou hier. Nou ons almal ken daardie skrifgedeelte in die boek van Spreuke hoofstuk 18 vers 23, 24. Wie kan dit vir my quoteer? Almal ken daai? Vers 21, ja. Yes. Okay, so ons almal ken daai skrifgedeelte. Alright?
So met betrekking tot ons woorde, daar is 'n oorvloed wat uit ons hart uitkom en wat oor ons mond kom. Nou dis hoe dit werk. Nou hierdie verteenwoordig die dood wat ons spreek. So met ander woorde, dit wat in jou hart is, sal nou natuurlik oorvloei en daar sal 'n overflow wees. En ons praat altyd van, my beker loop oor in die teenwoordigheid van Jahweh. Maar hoe lyk ons overflow? Hoe lyk dit wat oor ons lewe kom vloei? Hoe lyk dit? Hoe lyk ons overflow? Want ongelukkig, wanneer dit oorloop in ons lewe, gaan dit reflekteer na die res van die wêreld. Dit gaan reflekteer deur ons gedrag en deur ons woorde. Dit gaan reflekteer. So nou staan 'n overflow in jou hart. En nou hoor ons nie, ons moet begin lewe spreek en ons kan nie meer dood spreek nie. En ons moet nou verander wat ons spreek en ons doen dit en ons wil dit implementeer. En hierdie verteenwoordig nou natuurlik die lewe wat ons spreek. En wanneer ek en jy lewe spreek en ons begin lewe spreek, nou spreek ek lewe. Is daar al 'n verandering? Hoekom nie? Want daar's 'n overflow van die verkeerde goed in my hart, van die verkeerde dinge wat ek spreek, en dan wonder ek, maar ek het nou begin lewe spreek, hoekom is daar nie verandering? Want nou spreek ek lewe, en ek begin die woord verklaar, en ek spreek lewe, is daar al 'n verandering? Dan roep ek na Vader, ek sê, maar Vader, wat gaan fout in my lewe? Want daar kom net nie oorwinning nie. Maar dan beweeg ek uit, en dan sal weer dood wat ek spreek, en dan die dood gaan in my lewe in, dan vloei dit weer oor. En dan spreek ek weer net 'n bietjie lewe, en dan verwag ek, nou moet my situasie verander. Wat het verander? Niks. Niks nie. Maar jy sien, die oomblik wanneer my lewe reg is, en ek spreek lewe, en my hart is reg, en my lewe is in lyn, en dit overflow in my lewe, dan gaan dit reflekteer in elke aspek van my lewe. Want uit die oorvloed van my hart gaan my mond spreek, en almal gaan sien en ervaar en beleef wat ek spreek en wat ek lewe. So hoe wil jy lyk? Hoe wil jy funksioneer? Want die oomblik wanneer daar verkeerde goed inkom in jou lewe, daar kom 'n bietjie dood, en jy spreek dood, is daar 'n dramatiese verandering? Daar kom wel goed in, maar dis okay, want die oomblik wanneer ek weer begin lewe spreek, dan werk dit sommer baie vinnig uit, en dan is daar weer die regte refleksie in my lewe. Maar mense, dit maak geen verskil hoe my lewe lyk, as daar 'n oorvloed is in my hart, 'n oorvloed is van die verkeerde dinge nie. Want al begin ek so 'n bietjie lewe spreek, so wat moet gebeur? Wat moet gebeur? Hierdie goed moet verwyder word, totaal en al. Die oorvloed van ons hart moet uitgevee word en vervang word. In ander woorde, dit wat jy ingooi in jou lewe, is dit wat jy gaan uitkry. Dit wat jy ingooi in jou lewe, dis wat gaan reflekteer. So as jy wil hê dat jou woorde moet verander, verander dit wat jy in jou lewe ingooi. Verander dit wat in jou hart inkom. Luister wat sê die woord. Hy sê in Markus hoofstuk 7 vers 20 tot 23. En hy sê, want uit die mens, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want wat van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastery, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So met ander woorde, nou is daar 'n ondergang in my lewe. Daar's 'n ondergang, en nou wonder ek, maar Vader, hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? Hoekom is daar 'n ondergang? Ek spreek dan lewe, maar ons sien nie altyd wat in die geestesriem plaasvind. Ons sien nie altyd wat plaasvind in ons hart en in ons lewe nie. Want jy moet baie meer lewe begin spreek oor jou vir hierdie goed om verwyder te word en dat jou glas skoon kan wees.
dat jou hart skoon kan wees, dat dit wat jy reflekteer skoon kan wees. So waarmee is ons besig? Hoe lyk ons woorde? Want dit wat uit die mens uitgaan, Markus 7 vers 20 tot 23, net so terloops, dit het niks te maak met kos nie, hoor. Niks te maak met kos nie. Hier het te maak met menslike gebruike, en het te maak met die feit dat Yeshua praat juis oor die binnekant van die mens. En hy sê soveel keer, hy sê vir ons uit sy woord uit, hy sê ons moet die binnekant van die beker skoonmaak. Ons is so behep van die buitekant van die beker, maar ons vergeet die binnekant van die beker lyk vuil. En dit lyk verskriklik, en daar's 'n ondergang in ons lewe, en ons wonder, maar wanneer gaan Vader vir ons deurkom? Wanneer gaan daar 'n oorwinning plaasvind? Wanneer gaan die dinge begin verander in my lewe? Maar dit kan nie verander nie, want dit kom uit die hart uit, en die hart is nie reg nie. Die hart is nie reg nie. So om jou woorde te verander, moet jy die oorsprong van jou woorde verander. Waaruit kom jou woorde? Jou hart. Sê maar die oorsprong van jou hart, of die oorsprong van die woorde, moet jy verander. Jakobus hoofstuk 3, luister van sy die woord, Jakobus hoofstuk 3 vers 10 tot 12. Hy sê uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. In ander woorde, as my lewe so lyk, dan kan ek nie verwag dat daar seën uit dit moet uitkom nie. Want daar gaan 'n ondergang wees. As my lewe so lyk, dan gaan dit net ondergang wees. So ek moet die oorsprong van my woorde verander. En ek moet seker maak dat die fontein wat hier uit my uitkom, en wat gebeur wanneer die Gees van God in jou woon? Daar's 'n fontein van lewende water wat in jou binneste moet uitborrel. Maar ons fontein is baie keer besoedel deur al die negativiteit, deur al die verkeerde woorde wat ons spreek, deur al die dood wat in ons lewe is, en dit kom uit die oorsprong van die hart uit. En wanneer ons by gelowiges is, dan praat ons oukei, dan praat ons reg, en wanneer ons weer weg is, dan praat ons saam met die wêreld. Dan wonder ons, maar waar is die seën van Jahwe in ons lewe? So wie wil graag geseënd wees? Ek glo nie daar's enige iemand wat graag die ondergang wil ervaar nie. Daar's niemand wat die ondergang wil ervaar nie. Almal wil graag geseënd wees, maar wat moet ek doen om geseënd te wees? Verander die oorsprong van jou woorde. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vye boom, my broeders, kan tog nie olyf voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water opbring nie. So wat is die vars? Wat is die vars water? Wat is die vars water? Dis wanneer ek lewe spreek. Wat is die bitter water? Dis wanneer ek dood spreek. En baie van ons staan op in die môre en ons is so behep met die dinge van hierdie wêreld, en ons vergeet baie keer om te begin lewe spreek oor ons lewe. Ons vergeet dit. Daar is iemand wat naby aan ons is in die familie, en ek baie keer, dan praat hierdie persoon met my, dan moet ek hom korrigeer. Ek sê, nee, dit sal nie so wees. Maar dan praat hy negatief. Dan onderskep ek die woord, dan sê ek, nee, dit sal nie so wees nie. Ja, maar jy moet nou pas op vir dit, want dit gaan gebeur. Ek sê, nee, ek kanselleer dit gaan nie gebeur. Want as ek daai negatiewe woorde entertain, dan kom dit, en ek gooi dit in my hart in, en wanneer ek daar 'n invloei is in my hart, dan gaan dit uitvloei uit my lewe uit, in my spraak, en in my optrede, en wat gaan gebeur? Daar gaan 'n ondergang wees in my lewe. So ek kan dit nie toelaat. Daar is soveel keer wat ek al woorde moes gekanselleer het wat mense spreek, as ek nee, kanselleer daai woorde, ek gaan dit nie aanvaar nie, ek kanselleer dit in die naam van Meester Yeshua. Ek gaan nie dood aanvaar wat mense oor my spreek nie. Ek gaan nie. So, hoe lyk jou lewe in terme van wat jy spreek? Wat jy teenoor ander sê? Want jy sien, daar is 'n geestelike dinamika van jou woorde.
Daar's 'n geestelike dinamika van jou woorde. Daar is 3 aspekte in terme van 'n geestelike dinamika van jou woorde. Nommer 1, jou woorde ontketen krag. Jy het dit geweet? Jou woorde ontketen krag. So woorde het 'n enorme waarde in die geestesriem. Woorde bring jou onsigbare gedagtes in aksie. Dit het enorme krag, mense. Die woorde wat jy spreek ontketen krag. Tweedens, woorde verander die atmosfeer. Woorde verander die atmosfeer. So die oortuigings wat gespreek word, in geloof of negativiteit, verander die geestelike atmosfeer om jou. So dit wat jy spreek, die oortuigings van jou hart, dit wat jy spreek in geloof of in negativiteit, verander die geestelike atmosfeer om jou. Ek en my vrou het dit al ervaar. Ons kom by 'n mens by mense se huis aan, ons besoek daar, dan stap ons in by die huis en ons ervaar, maar hier's 'n atmosfeer. Dis 'n enorme atmosfeer. Kom ons agter hierdie 2 mense het beklei. En ons onenigheid, want jy voel dit aan in die atmosfeer. Jy kan onmiddellik in die atmosfeer voel wanneer alles reg is, wanneer daar 'n woord gespreek word, wanneer daar lewe gespreek word, en is belangrik, en ek bid elke week, bid ek dat hier 'n atmosfeer van lewe sal wees, en dat Vader die atmosfeer vir ons sal gereed maak, sodat daar genesing, oorwinning en deurbrake sal plaasvind. So dit wat ek sê, dit wat ek spreek, verander either die atmosfeer vir geloof of vir negativiteit. Derdens, geestelike magte word betrek. Geestelike magte word betrek. Met ander woorde, geestelike entiteite, engele as ook demoniese magte, reageer op die autoriteit en konteks van mense se verklaringe. Luister baie mooi. So dis either engele of demoniese entiteite wat gaan reageer op wat jy sê. Wat gaan reageer op jou menslike verklaringe. En as jy dit doen in die konteks en in die autoriteit van God se woord, gaan die engele gaan in jou lewe begin funksioneer. Daar gaan krag wees, daar gaan oorwinning wees. So jou woorde veroorsaak of ondergang in jou lewe, of dit veroorsaak seën. Ons as mens is direk verantwoordelik daarvoor, en jy kan niemand anders te blameer. Jy is direk verantwoordelik vir die woorde wat jy spreek, en die ondergang of die seën wat in jou lewe is, en jy kan niemand anders te blameer. Niemand. Jy kan nooit sê, ja, maar dit is my ma, of is my pa, of is my familie. Nee, dis jy. En Yeshua waarsku ons oor ons woorde. Hy waarsku ons, Matteus hoofstuk 12 vers 36 en 37. Hy sê, maar ek sê vir julle dat elke uiterlike woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. So hier is baie belangrik, mense. Elke uiterlike woord wat gespreek word, en ons is so behep oor die werke, en ons is so behep oor wat ons doen, en ons is so dankbaar vir sy genade, en ons dink alles gaan net goed wees, maar hier sê die woord dat ons gaan rekenskap gee vir elke woord wat ons spreek. So wat se woorde spreek jy wanneer jy alleen is? Wat se woorde spreek jy wanneer jy in die voertuig is en iemand sny jou af? Ek het gister die geval gehad, ek en my vrou ry, en 'n ou ry verby ons, en hy gooi die vinger by die venster uit, dus hy seker nou maar ongelukkig met my. Ok, ek het nie 'n woord gesê. Ja, gaat hy. Alright. Dat hy nou maar voel soos wat hy wil voel. En nou gaan ons. Maar jy sien, die woord sê, dat ons gaan rekenskap gee, in die oordeelsdag vir wat ons spreek. Wat jy spreek teenoor jou vrou, wat jy spreek teenoor jou man, wat jy spreek in die geheim, wat jy spreek teenoor ander. En nou sê die woord, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Hoe praat ons? En waarmee is ons besig as mens? So nou, wat moet ek doen? Wat moet ek doen as mens om dit te verander? Want jy sien,
Ons lewe vandag in 'n ondergang, want ons is die direkte refleksie van wat ons spreek. Ons is die direkte refleksie van wat ons spreek. Dit kom uit die oorsprong van ons hart uit. En baie van ons leef in ondergang en ons dink, okay, maar as ek vandag net so bietjie lewe spreek, dan gaan alles oukei wees. Maar ons vergeet wat in ons lewe is en wat alles moet uitkom. Ons vergeet dit. So wat moet ek doen as mens om hierdie te begin verander? Jy sien, daar's 2 dinge wat by jou aanwesig moet wees. Nommer 1 is die woordeskat van lewe. Ek hou van die Afrikaans. Nou die Engels sê vocabulary. Maar die Afrikaans is woordeskat. Hoekom? Want dit is 'n skat wat jy ontketen. So die woordeskat van lewe moet by jou aanwesig wees. Onthou, alles in hierdie lewe het ontstaan uit woorde. Wat jy terug na die boek van Genesis, waar Jahwe begin praat het, hy het gesê, laat daar lig wees. Met ander woorde, woorde het geskape. En woorde kan skepping bring in jou lewe, of dit kan dood bring in jou lewe. So alles in hierdie lewe het ontstaan uit woorde. En Jahwe het gespreek en lewe het ontstaan. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En sit te loop, wie was daai lig? Yeshua. Hy sê die woorde wat ons spreek kan voortbring either goddelike lewe en goddelike vrug in ons lewe, of dit bring dood. So daarom is dit belangrik. Nou luister gou wat sê die woord, Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want ons almal ken hierdie gedeelte. Nou wat beteken daai word daders van die woord en nie net hoorders nie? Ons kyk daarna en baie keer dink ons, okay nee, ek moet nou die woord begin uitleef. Ek moet nou doen dit wat die woord sê. Maar kom ek gaan openbaar gou 'n paar goed. So 'n dader van die woord, 'n dader van die woord. Nou die Griekse vertaling, die oorspronklike Griekse vertaling sê, die woord daar is paioteis. Dit is G4160. En dit praat spesifiek van 'n performer, specifically 'n poet. Paioteis, 'n poet. Nou wat is 'n poet? Hy's 'n digter. So wat doen 'n digter? 'n digter gebruik woorde op 'n kreatiewe manier om te skep. So eintlik sê die woord, jy moet 'n dader wees van die woord, jy moet 'n digter wees, jy moet die woord kreatief begin toepas in jou eie lewe, sodat jy kan skep wat jy nodig het. Dis eintlik wat dit beteken. En ons skep baie keer in ons lewe, skep ons eie ondergang. Ons skep ons eie ondergang en dis hoe ons lewe lyk. En ons besef nie altyd wat in ons lewe aangaan nie. Ons besef nie altyd waarmee ons besig is nie, want woorde kom net te maklik en ons kom nie eens agter wat ons sê nie. Kan jy onthou wat jy vanoggend dalk met jou geliefde gepraat het toe jy opgestaan het? Kan jy onthou? Kan jy onthou? Kan jy onthou wat jy laasweek vir hom of haar gesê het? Kan jy onthou? Jy sien, baie maklik spreek ons verkeerde goed en ons vergeet dit. Ons onthou dit nie eers nie. Ons onthou nie eers dit wat ons verkeerd gesê het nie. En dan word ons lewe gevul met al die negativiteit, met al die verkeerde goed, word ons lewe gevul en ons besef nie altyd wat ons in ons eie lewe doen nie. En dan is daar 'n ondergang. En baie keer praat ons praat met mekaar, hemel, maar my lewe is verwoes. Weet jy, ek is so siek in my liggaam, en dan spreek ons dit uit. Of ons praat oor ons finansies, hemel, my finansies is in 'n toestand. En wanneer ons bid, dan wil ons nou lewe spreek, en nou wil ons bid, en nou wil ons verklaar, dat Vader ons seën, en dan gooi ons die lewe in ons lewe in, maar dit maak geen verandering nie, want ons bly doodspreek. Wanneer ons by iemand kom, hoe gaan dit? Yes, dit gaan sleg hoor. Maar ons het dan nou net gebid.
Ons het dan nou net lewe begin spreek en verklaar. En nou praat ons met iemand, nee, kyk, dit gaan sleg met my. So met ander woorde, jy moet jou woorde gebruik om op 'n kreatiewe manier te begin skep. Want dis wat 'n digter is. Dis wat hierdie woord sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Wanneer ek 'n dader is, word ek 'n digter en ek vat die woord en ek vat die woord wat alreeds vir my gegee is deur Vader en ek vat dit en ek bring dit op 'n kreatiewe manier in werking in my lewe en ek begin skep. Ek begin vir myself skep dit wat Vader vir my kom gee het. En ons vergeet wie die lewende God is, ons vergeet wie ons is. Ek praat met soveel mense, dan vra ek hulle die vraag, ek sê gou vir my, wat is jou identiteit? Nee, ek weet nie. Nee, ek weet nie. Sê ek, alright, gaan na die woord. Maak 'n aantekening. Efesiërs hoofstuk 1, gaan lees dit by die huis. Daar is 7 eienskappe in terme van jou identiteit, gaan lees dit by die huis. Daai 7 eienskappe moet in jou lewe wees, en wanneer jy daai 7 eienskappe begin uitleef, dan gaan jy nooit doodspreek in jou lewe. Nooit. Wanneer jy daai 7 eienskappe begin uitleef, ek gaan dit nie nou vir jou gee nie, gaan lees dit, gaan ondersoek dit, Efesiërs hoofstuk 1. Dis jou huiswerk. Jy gaan ons huis toe, dan gaan jy ons met die woord sit na die Shabbat aanbieding. Want dis Shabbat, tot 6 uur vanaand. So ons gaan lekker met die woord besig wees. Goed. Halleluja. So jy vat daai eienskappe en jy pas dit toe in jou lewe, en as jy dit doen, gaan jy nooit doodspreek oor jou lewe. Jy gaan altyd begin lewe spreek, en jy gaan jou woorde, die woord van Jahwe, begin gebruik op 'n kreatiewe manier om te begin skep in jou lewe. Halleluja. Die tweede ding wat in ons lewe moet wees, is die woordeskat van stilte. Wat beteken dit? Die woordeskat van stilte. Alright, ek het nou vir jou gesê, die woordeskat van lewe. En weer eens, woordeskat. Hierdie is 'n kosbare skat wat jy moet ontgin. Wat is die woordeskat van stilte? Dit beteken jy bly stil op die regte tyd. Want as jy stil bly, kan jy luister. En as jy stil bly, gaan jy vir jouself baie moeilikheid spaar. As jy stil bly, wanneer daar situasies is, gaan jy kan hoor wat God se Gees vir jou wil sê, en jy gaan op die regte wyse funksioneer. So die woordeskat van stilte moet in jou lewe wees. Ek wil jou gou vat na die woord, die boek van Josua hoofstuk 6. En Josua hoofstuk 6 vanaf vers 3 tot 5, wil ek gou vir jou lees. Luister gou wat sê die woord. Nou begin die volk moet optrek na Jerigo. En die volk moet Jerigo in besit neem. Nou Vader ken die volk. Hy weet hoe die volk vir 40 jaar in die woestyn gefunksioneer het. Josua ken ook die volk, en hy weet hoe die volk gefunksioneer het. En nou kom Vader en hy gee opdrag, want hulle moet opgaan, hulle moet Jerigo in besit neem. En nou gee Vader die opdrag, Josua hoofstuk 6, vers 3 tot 5. En hy sê, julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad eenmaal om, so moet julle dan doen, 6 dae lank. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek. En die priesters moet op die horings blaas, en as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval, en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. So hier gee Vader die opdrag. Sê ouens, dis wat julle moet doen. Nou kom Josua, en Josua besef wie die volk is. Want hoekom is die volk vir 40 jaar in die woestyn? Hoekom was hulle vir 40 jaar in die woestyn? Hulle was ongehoorsaam, hulle het gekla, hulle het gemurmureer. Hulle het gemoun oor alles. Terwyl Vader daar is, en terwyl Vader se teenwoordigheid daar is. Luister wat sê Josua. Toe die bevel kom, en nou kom Josua, en hy gee die bevel deur, en luister wat sê hy. Luister wat sê hy vir die volk. Hy sê, Josua 6 vers 10, hy sê, en Josua het aan die volk bevel gegee en gesê, julle mag nie skreeu, of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag, dat ek vir julle sê, skreeu, dan moet julle skreeu.
Hy beveel die volk, bly stil. Nie 'n woord nie. En hulle loop, hoe lank? Vir 6 dae. Elke dag. Die 7de dag loop hulle 7 keer. Want hy het geweet, hierdie volk gaan kla, hulle gaan moan, hulle gaan memoreer. Dink so 'n bietjie daaraan. As ek vir jou sê, ons kom vanmôre by mekaar, ons gaan 7 maal om hierdie plot loop. Teen die 3de keer wat ons om die plot is, gaan julle onder mekaar begin gesels. Hoor hierso, as hierdie pastoor kranksinnig vanmôre. Met pastoor, ek kry koud vanmôre. Nou moet ek hier in die son loop. Ek is nie lus hiervoor nie. Ek is nou dors. Kom, wees nou eerlik, mense. Hoeveel keer moet ek nou nog loop? My voete is nou al seer. En Josua sê, jy bly stil. Jy sê nie 'n woord nie. Daar mag nie 'n woord uit jou mond uitgaan nie. Hier stap die volk. Almal choopstil, soos kindertjies. Graad 1. Vinger op die mond. Is amazing hoe dit werk, nee. Die oomblik as die vinger op die mond is almal choopstil. Amazing. En ek dink ons moet dit begin toepas ook in ons lewe, vinger op die mond. Wanneer daar 'n situasie kom of iemand is dalk lelik met jou, vinger op die mond. En ons moet soos die volk, soos wat Josua aan die volk kom sê, hy sê, ouens, geen woord mag uit jou mond uitgaan nie, jy bly stil. Weet jy wat doen Esegiel? Esegiel word geroep om te profeteer. Boek van Esegiel hoofstuk 3, hy word geroep om te profeteer. Vader gee vir hom daardie roeping. Maar voordat hy sy roeping moet uitvoer, voordat hy moet gaan profeteer, van die Gees van God hom. Hy plaas hom onder die wat in ballingskap weggevoer is. En hy gaan sit waar hulle sit, 7 dae lank. Hy gaan sit waar daai mense sit, voordat hy moet begin profeteer. Hy ervaar wat hulle ervaar. Hy trek so 'n bietjie die skoene aan wat hulle aan het, en hy beleef wat hulle beleef, voordat hy begin profeteer, en hy sit daar, en hy ervaar wat hulle ervaar, en hy sit daar, tjoep, stil, en hy sê nie 'n woord nie. En ons is so maklik om te praat, maar ons sit nie waar ander mense sit nie. Ons is so maklik om iets te sê, maar ons is nie in die posisie waar ander mense is nie. En dis hoekom die woord sê, hy sê, ouens, hou toe jou mond. So die woordeskat van stilte moet ook by ons wees, want as ek stil bly, dan gaan my beker gaan reg wees. Ek gaan nie toelaat dat daar goed in my beker inloop nie. En ons maak baie keer die verklaring, val op die Shabbattafel, my beker loop oor in die teenwoordigheid van Yahweh. Halleluja. En as my beker oorloop, dan is ek so bly en ek is so opgewonde, maar wanneer ons inkom in die week, dan loop my beker oor van die ondergang in my lewe. Dan wonder ons, maar waar is God? Waar is die lewende God? Maar ons is die outeur van ons eie ondergang. Want jy sien, Vader gee ons die woord, en hy sê vir ons, ons moet hierdie woord vat, ons moet daders word van die woord, ons moet daardie woord, moet ons soos 'n digter wees, en op 'n kreatiewe manier, moet ons die woord toepas, en begin skep in ons lewe. En wat doen ons? Ons skep die verkeerde goed. Hoekom? Want ons praat verkeerd. En as ons verkeerd praat, as ons verkeerd funksioneer, dan kom die verkeerde goed uit ons lewe uit. So mense, ek wil hierdie woord vir jou gee vanmôre, want jy sien net soos wat die volk gekla het en gemurmureer het, so kom ons ook, en daarom die beste ding wat ek en jy kan doen in situasies is om stil te bly. Die beste ding wat ons kan doen, veral wanneer jou vrou of jou man met jou beklei, bly net 'n bietjie stil. Ons is so geneig om te retaliate. Ek weet ja nie. Ons is so geneig om te retaliate. Bly net bietjie stil. En as jy stil bly, dan sien jy dinge in 'n ander perspektief. So verander dit in jou lewe. Nommer 1, die woordeskat van lewe. Nommer 2, die woordeskat van stilte. Die woordeskat van stilte. En as jy dit kan verander, weet jy wat gaan gebeur in jou lewe? Jy gaan geseënd wees. Ja. Ons almal soek dit in ons lewe. Ons almal wil geseënd wees. Want jy sien, as ek hierdie vat, en dit maak nie saak nie, ek bly ingooi in my lewe, en ek bly ingooi, en ek bly ingooi, en ek bly ingooi, maar niks verander nie.
Want jy sien, ons het nou al soveel dood gespreek in ons lewe, en daar is soveel dinge wat in die geestesrealm plaasvind, wat ons nie altyd raak sien nie. En daardie dinge het 'n houvas oor ons lewe, so ons moet ons totale lewe kom verander, sodat hierdie beker kan skoonkom. Sodat hierdie beker kan reflekteer wat in ons hart is. So mense, hoe lyk ons harte vanmôre? Ek wil vanmôre almal in die oë kyk. Almal in die oë kyk, en ek wil jou die vraag vra, hoe lyk ons harte vanmôre? Is ons besig om lewe te spreek, of is ons besig om dood te spreek? Hoe lyk die oorsprong van ons woorde? Is die oorsprong van ons woorde gevul met die verkeerde goed? Want Yeshua sê, met elke uiterlike woord gaan jy geoordeel word. Gaan vir jou dien as geregtigheid, of het gaan vir jou dien as oordeel? So waarmee is ons besig in ons lewe? Waarmee is ons besig? Sien, want as ek en jy nie begin lewe spreek nie, en as ek en jy nie 'n woordeskat van stilte het nie, gaan die vyand wettige toegang hê om ons aan te val. Want as ons lewe so lyk, het maak ons 'n deur oop vir die vyand om in te kom in ons lewe en verwoesting. So waarmee is ons besig? Mense, ek wil vandag, wil ek jou nooi om net so 'n bietjie introspeksie te doen. En ek wil hê dat jy net daar sit om Dion help ons. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie die verandering kom maak in ons lewe. En ons dink altyd, as ek vandag 'n woord spreek, en as ek lewe spreek, dan is alles oukei. Daar moet so groot verandering plaasvind in ons lewe, dat wanneer ek en jy die woord vat, dat die woord 'n transformasie sal veroorsaak in ons lewe. Want wees nou eerlik, hoeveel keer in die dag spreek jy woord? Of wees nou eerlik, hoeveel keer in die dag spreek jy woord? Hoeveel keer in die dag spreek jy lewe? Want ek weet, ons is in hierdie wêreld, en ons is by die werk, en ons is besig met alles in hierdie wêreld, en ons is betrokke, en ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar hoeveel keer in die dag spreek jy woord? Hoeveel keer? Hoeveel keer spreek jy lewe in jou eie lewe? En ons staan op in die môre, ek voel sleg vanmôre. En die oomblik as jy dit sê, kom die geestesrealm in werking. Die demoniese magte is gereed, hulle ore is gespits. Hierdie persoon voel nie goed. Hy sê dit en hy verklaar dit, en dan kom die aanval. En dan teen 11:00, dan sê jy by die werk, dan sê jy, hoor hierso baas, ek gaan dokter toe, want ek voel nie goed. Ry jy dokter toe, kom jy by die dokter, sê die dokter, hoor hierso, wat gaan aan, wat's fout? Dokter, ek voel nie goed. Dan verklaar jy dit oor jou lewe, en jy spreek daai dood. En dan sê die dokter, alright, hier is die simptome, okay, kom ek gee vir jou hierdie pilletjie. En dan vat jy nou daai pilletjie, en dan verklaar jy, dat deur farmakia, jy nou gesond gaan word, en in daai hele episode het jy nie een keer woord verklaar, en jy het nie een keer Vader vertrou. En is moeilik. Ons besef nie altyd die groot impak wat ons woorde het. Ons besef nie altyd die groot impak wat ons woorde het in terme van die geestesrealm. Ons besef dit. En wanneer jou kind by jou kom en sê, hoor hierso, ek het 'n toer wat ek moet doen, of ek gaan op 'n uitstappie, nee, hoor hierso, dis die verkeerde tyd van die maand, ek het nie nou geld. Dan maak jy daai verklaring oor jou lewe, jy het nie geld. En wat gebeur dan? Dan kom die geestesrealm in werking, en die vyand val jou aan in terme van jou finansies. Wat gebeur dan? Dan verloor jy 'n band op jou voertuig. Jou yskas breek. Jou wasmasjien hou op was. En ewe skielik loop alles verkeerd in jou lewe, en dan wonder jy maar, waar is God? Hoekom gebeur hierdie goed? Want jy het dit gespreek. Hoekom gebeur hierdie goed? Want jy het die verklaring gemaak, en die ondergang wat jy beleef is vanweë dit wat jy gespreek. So verander wat jy sê. Verander jou woorde. Verander die woordeskat en begin lewe spreek. En ek weet, ons het nie altyd die fondse om sekere goed te doen nie. Verander net jou woorde. Maar jy sê nie nou gebudget daarvoor nie, maar kom ons kyk wat ons kan.
Ons kyk wat ons kan. Nou gebudget daarvoor. Verander jou woorde. Verander jou woorde. Moenie dood spreek nie, begin lewe spreek. Verander jou woordeskat. Verander die woordeskat van jou stilte, verander die woordeskat van lewe en dat jy sal begin lewe spreek oor elke area van jou lewe. Kan ek gou sê, moenie nou jou hande opsteek. Nou jou hande opsteek. Wie se lewe lyk vanmôre so? Wie het ondergang vanmôre van wie het dit wat hulle spreek, van dit wat ander mense oor hulle spreek, en dan glo jy dit. En mense sê dalk vir jou, maar hoorie so, jy gaan dit nie maak nie. Och, weet jy, jy's heeltemal reg. Ek gaan dit nie maak nie. Hoorie so, jy's 'n mislukking. Och, jy's heeltemal reg. Ek is 'n mislukking. Hoorie so, jy het nie 'n kop vir wiskunde nie. O, jy's heeltemal reg. Ek het nie 'n kop vir wiskunde. En dan spreek ons daai dood oor ons lewe. En ons aanvaar dit maar net. Mense, ek wil jou vandag nooi om hierdie verandering te kom maak in jou lewe, dat jy van ondergang sal gaan na seën. Dat jy sal oorbeweeg in 'n bo-natuurlike wyse, dat die ondergang in jou lewe verwyder sal word, dat daar 'n absolute seën in jou lewe sal wees. Wanneer jou beker oorloop, sal jou beker oorloop van die seën van Jahweh in jou lewe. Halleluja! Halleluja! Dat jou beker sal oorloop van die seën van die lewende God. Hoekom? Want jy het dit gespreek. Jy het dit gemobiliseer. Jy's die digter van jou eie lewe. As jy nie hou van wat in jou lewe manifesteer nie, dan moet jy dit verander. As die woorde wat jy terug ontvang nie vir jou goed klink nie, jy's die digter. Verander die woorde in jou lewe. En as jy dit kan verander, mense, dan gaan daar 'n oplewing wees. Dan gaan 'n seën begin invloei in jou lewe op 'n bo-natuurlike wyse. Gaan ons dit doen vanmôre? Gaan ons dit doen vanmôre? Ek wil hê net vir 'n oomblik, sit net daar. Ek wil hê dat jy net so 'n bietjie moet reflekteer. Voordat ons gaan verder gaan in gebed, net so 'n bietjie reflekteer. Dan dink jy so 'n bietjie, maar waar spreek ek dood oor my eie lewe? Waar spreek ek dood? Vader, ek bid vandag dat U hierdie gemeente sal kom help. Dat U hulle bewus sal maak van die dood wat hulle spreek in hulle eie lewe. Vader, dat U dit op ons harte sal plaas waar ons verkeerde woorde spreek, wat ons verkeerde goed spreek teenoor mekaar, teenoor ons familie, teenoor ons kinders. En ons verwag die bo-natuurlike, maar ons spreek die negatiewe. Ons verwag die hand van Jahweh op ons lewe, maar ons spreek dat die hand van die duiwel moet manifesteer oor ons lewe. Vader, ons is die outeur en ons is die digter van dit wat in ons lewe manifesteer. En my gebed is, Vader, dat U vandag hierdie goed sal uithaal uit my lewe, want U woord verklaar uit die oorvloed van ons hart. Die oorvloed van ons hart spreek die mond. Vader, ons wil die oorsprong wil ons kom skoonmaak. Ons wil die oorsprong kom verander. Ek bid vandag, Vader, dat U ons harte sal kom aanraak. Dat U vandag ons harte sal kom verander. Halleluja. Dat U ons harte sal kom leegmaak van al die goed wat ons nou al gespreek het, wat negatief is, wat verkeerd is. En my gebed is, Vader, dat U nou sal inbeweeg in die geestesriem en elke negatiewe woord sal herroep wat ons gespreek het. Elke dood wat ons verklaar het, dat ons dit nou sal herroep deur die kragwerking van God se Gees, deur die bloed van die Lam. Vader, help ons dat daardie woorde nou tot nuut verklaar sal word. En dat ons van vandag af sal begin om lewe te spreek oor ons lewe. Dat ons van vandag af, Vader, dat ons die oorvloed van God se seën sal ervaar. Dat ons nie die oorvloed van ondergang sal beleef nie, maar dat ons die oorvloed van God se seën sal ervaar. Vader, dis my gebed vandag. Ek bid vandag, Vader, dat U elke persoon sal help vandag om te kom ondersoek. Help ons, Vader, dat ons sal bely waar ons verkeerd gedoen het. Vader, dat ons elke dag van vandag af, elke dag wanneer ons opstaan, dat ons die woord sal vat en die woord sal begin verklaar. Dat ons sal opstaan in die môre en sal begin verklaar die beloftes van God se woord. Dat ons sal verklaar wie ons is in die naam van Meester Yeshua. Dat ons posisie sal vasmaak deur dit wat ons spreek.
dat ons identiteit sal verklaar elke dag. En wanneer ons dit doen, dan weet ons, geen onheil sal ons pad langs kom. Dan weet ons, Vader, as ons daders word van u woord en ons begin dit uitspreek, dan weet ons dat u woord sal begin manifesteer in ons lewe. Dis ons gebed, dis ons uitroepe vandag in die naam van Meester Yeshua. En ons gees roep uit. Halleluja, halleluja, halleluja. Voordat ons enigiets anders te doen, kom ons staan gou op en ek wil hê dat jy saam met my 'n verklaring moet maak. Is jy gereed daarvoor? Ek wil hê dat jy saam met my 'n verklaring moet maak. En dat ons vandag sal begin lewe spreek. Kan ek gou sien, is daar enige iemand, en wees nou eerlik, want ons gaan dit nou begin verander. Is daar enige iemand wat deur 'n finansiële krisis gaan? Jy gou jou hand op. Enige iemand? Dankie. Is daar enige iemand wat siek is in sy liggaam? Is daar enige iemand wat in 'n verhouding, probleme in hulle verhoudings het? Dalk familie, dalk jou kind. Enige iemand wat probleme het? Baie dankie. Alright. So ons gaan saam as 'n gemeente verklaringe maak en jy gaan begin lewe spreek. As daar enige ander versoek is, kan jy jou hand opsteek. Vader ken jou hart en jy bely dit vandag en jy begin lewe spreek oor hierdie situasie. Wie van julle ervaar druk by die werk? Aanvalle by die werk, druk by die werk. Right. Besigheidsmanne, kan ek gou die hande sien? Gaan dit goed met jou besigheid? Of het jy hulp nodig in terme van Vader se hand op jou besigheid? Right. Ons gaan verklaringe maak oor die besighede ook. Okay, so die van julle wat hier is, die wat ook inskakel, ons gaan verklaringe maak vanmôre. Is jy gereed daarvoor? Ek wil hê dat jy die woord van God moet begin mobiliseer oor jou lewe. Lig jou hande op, maak saam met my 'n verklaring vanmôre. Vader, in die naam van Meester Yeshua, verklaar ons vandag. Ons gaan ophou doodspreek. Ek onderneem vandag in die naam van Yeshua en deur die kragwerking van u Heilige Gees dat u hierdie dinge van negativiteit en ondergang uit my lewe sal verwyder. Dat die oorsprong van my woorde vandag verander sal word. Ek verklaar vandag dat my mond sal net seën spreek. Sal net lewe spreek. En daarom verklaar ek nou genesing oor my liggaam. Ek verklaar ek is gesond deur die bloed van die lam. Ek verklaar vandag dat my finansies geseënd sal wees. Ek roep nou 'n oorvloed in my finansies. Vader, vergewe my dat ek dood gespreek het. En ek verklaar nou dat my finansies sal verander ooreenkomstig wat ek spreek. Ek dank u, Vader, dat u nou my hart raak sien en dat u dit kon verander. Ek verklaar vandag dat my verhoudings met my medemens, met my man, met my vrou, met my kinders 'n nuwe oplewing sal beleef. Ek verklaar vandag dat my familie geseënd sal wees. Dat my kinders sal terugkom in die teenwoordigheid van Jah. Dat die Gees van God hulle in die hande sal kry en hulle lewe sal red. Ek verklaar vandag dat ek geseënd sal wees onder my huisgesin. Elke plek waar ek my voet neersit, sal ek daai grondgebied in besit neem. Ek verklaar vandag dat niemand by die werk my sal onderdruk. Ek verklaar vandag dat almal wat my victimiseer verwyder sal word in die naam van Meester Yeshua.
Ek verklaar vandag vooruitgang en bevordering by die werk en dat daar finansies sal invloed by die werk vanweë my teenwoordigheid en dat die maatskappy geseënd sal wees omdat U my sien. Ek verklaar vandag dat my besigheid geseënd sal wees en dat ek sal lewe spreek oor elke area van my besigheid. Ek verklaar vandag dat die kontrakte en dat die werk sal invloei van die noorde, die suide, die ooste en die weste. En dat daar geen tekort in my lewe sal wees. Vader, ek maak vandag die verandering in my hart en in my woorde en ek verklaar vandag dat U seën op 'n bonatuurlike wyse in my lewe sal manifesteer. Dat ek U seën sal ervaar. Dat die ondergang verwyder word in my lewe en dat ek volgens U woord Deuteronomium 28 geseënd sal wees. En so sal dit wees in die naam van Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja, halleluja. Kom ons gee hom eer. Kom ons gee hom eer. Halleluja. 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 Mense, baie dankie. Baie dankie. Is jy vanmôre geseën? Gaan jy jou woorde verander? Want as jy nie jou woorde verander nie en as jy nie jou woordeskat verander nie, gaan die aanval van die vyand op jou lewe wees en daar gaan ondergang wees. Maar my hartsbegeerte is dat jy die seën van Jahwe sal hê. Dat jou lewe geseën sal wees. Dat dit sal reflekteer in wat jy doen, wat jy spreek en wat in jou lewe gebeur. Halleluja. So sal dit wees. Halleluja. Ons eer hom daarvoor. Ons eer hom daarvoor. Halleluja.